Daar was 3 ouens in die Bybelse tyd waarvan Jesus gepraat het. En hulle het by 'n man verbygeloop wat deur rowers aangeval was. En ek wil vandag so 'n bietjie met jou gesels hier by die see en my hart oopmaak oor 'n vraag wat ek het vir jou. En die vraag is jy 'n bruikbare instrument vir die Here? Kan die Here jou gebruik? Is dit actually moontlik dat die Here met jou praat en dat jy iemand is wat 'n verskil maak vir die Here? Dis baie belangrik en ek probeer dit nie daardeur sê om jou te laat voel of jy veroordeel is nie, want ek wil vir jou sê, die Here wil jou gebruik. Die Here wil mooi dinge vir jou doen. Die Here wil jou deurdra en hy wil jou seën. En ek hoop hierdie boodskap gaan vandag vir jou van baie waarde wees, omdat jy reeds die afgelope tyd die Here vra en sê, Here, ek wil graag 'n bruikbare instrument vir U wees. Ek wil 'n verskil maak. Inteendeel, as ek dit reg hoor, is dit al jare lank wat jy die Here vra vir 'n geleentheid om 'n verskil te maak. En wat gebeur is, jy het oor die jare probeer voorberei, jy bid baie, jy spandeer tyd met die Here, jy is lief vir die Here, maar om een of ander rede kom jy net nie tot daardie aksie om bruikbaar te raak vir die Here nie. Dit is asof jy altyd in 'n voorbereidingsproses is, maar net nie heeltemal oorbeweeg na daardie aksie toe nie. So mag ek maar net met my hart uit met jou deel vandag en vir jou sê dat die Here verskriklik lief is vir jou en dat hy baie omgee vir jou en hy sien jou hart raak. Hy wil eintlik vir jou sê soos wat hy gemaak het met daardie man in die Bybel. Hy sê ek sien jou gebede, ek sien jou almoses, ek sien die verskil wat jy maak in ander mense se lewens, ek sien dit raak, maar ek wil by jou weet, kan ek jou gebruik? Kan ek jou gebruik? Kan jy 'n instrument wees in my hande? En ja, die Here het jou al baie keer gebruik, maar in jou hart voel dit vir jou asof daar meer is. En ek hoop dat hierdie boodskap vandag jou gaan help, sodat jy regtig meer vir die Here kan beteken. En ek wil net so 'n bietjie uit my hart uit met jou daaroor praat en vir jou sê, eerste ding is, die Here gebruik nie perfekte mense nie. Hy gebruik nie mense wat 100% voorberei is nie, inteendeel, hy berei mense voor wat beweeg. Dis eintlik so half on the go wat die Here met 'n mens praat. En baie keer wanneer ons besig is om ander mense te help, dan help die Here ons. Dit is 'n proses wat ek gesien het wat werk oor die jare en ek het dit ervaar in my eie lewe en daarom wil ek dit maar net met 'n oomblik met jou deel, so tussen my en jou, en vir jou te sê dat 'n mens is nie eintlik bekwaam nie, net die Heilige Gees maak 'n mens bekwaam. Inteendeel, die woorde wat ons spreek en alles is so beperk, ons kennis is beperk. 1 Korintiërs 13 sê baie keer ons ken ten dele, ons praat ten dele, ons doen dinge ten dele, maar die Heilige Gees kom ons swakhede te help. Die Heilige Gees help ons en dra ons, en die Here het dit so gekies dat deur die eenvoud van die prediking van die woord van die Here Jesus Christus, die voltooide werk aan die kruis, en tyd laat nie vandag toe om vir jou oor al dit te vertel nie. Die boodskap van die kruis, dink ek, word deur baie mense verdraai, reëls, regulasies, legalism, allerhande dinge, voorwaardes wat hulle wil sit aan die verlossing van Jesus Christus. Inteendeel, dit is nie wat gebeur nie. Wat gebeur is, Jesus Christus gee om vir mense. Dit is sy hart om sondaars te red. Dit is sy hart om 'n verskil te maak in mense se lewens. En baie keer beperk ons die Here as gevolg van ons idee oor hoe godsdiens beoefen moet word. Ek sal dalk eendag met jou daaroor praat en vir jou sê dat die Here stel nie baie belang in godsdienstigheid nie. Met ander woorde, reëls, regulasies, hoe baie jy bid en hoe baie jy dit en hoe meer jy dat doen nie. Inteendeel, die Here stel belang in 'n liefdesverhouding. Hy stel belang in 'n intense liefdesverhouding. Met ander woorde, ek wil amper sê, kom ek jou die vraag vra, as ek het so sê, wanneer laas het jy vir die Here gevra, hoe gaan dit met hom? Jy weet, ons wil altyd vir hom sê, hoe gaan dit met ons? Maar wanneer laas het ek en jy vir die Here gesê, Here, hoe gaan dit met u? Het u 'n goeie dag? Is u vandag eensaam? Is u vandag die ene wat ook 'n bietjie ondersteuning nodig het en hulp nodig het? Weet jy, ons dink altyd dat die Here het niks nodig nie, maar die Here het regtig liefde nodig, want dis wat hy vir ons gegee het. Ek wonder partykeer so baie oor godsdienstigheid.
dat ons is so, ons wil net ons wil net ontvang, maar ons is baie min bereid om te gee. Ons is min bereid om vir die Here te sê, ek wil saam met U net stap. Ek wil net U hand vashou vandag. Ek wil net U bewonder, want U is so kosbaar en waardevol. U is so spesiaal, en dit is waaroor dit gaan. Vir my is dit Jesus en Jesus alleen wat 'n verskil maak. Ek glo dit help vir jou as ek vir jou dit sê, want ek weet in jou hart het jy die Here lief. En moenie probeer die Here met metodes en reëls nakom nie. 'n Verhouding werk nie so nie. 'n Verhouding werk met passie, met intimiteit, met 'n hart wat uitverkoop is. En dit is wat gebeur, en die Here wil dit vir jou ook doen vandag. So ek wil jou terugvat na die begin van hierdie gesprek toe, waar ons gepraat het oor die 3 persone wat Jesus van gepraat het. Wat by hierdie persoon verbygeloop het, dis verhaal van die barmhartige Samaritaan. In Lukas 10 kan jy dit gaan lees, en jy sal sien wat dit daar sê. Maar ek wil 'n paar puntjies daaraan raak vandag in hierdie boodskap, tussen my en jou. En ek wil vandag vir jou sê dat die Here kyk anders na situasies as wat mense na kyk. Jy weet, mense kyk na kwalifikasies, intelligensie, hulle kyk na al hierdie dinge, maar hulle vergeet dat die Here kyk na 'n hart. Here, hy's 'n kenner van die hart en 'n beproewer van die niere. Hy's die een wat regtig waar diep in ons hart inkyk, en hy weet presies wat aangaan. En ek wil jou iets sê. Ek wil jou iets sê in die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Ek het gesien hoe dat die Here eenvoudige mense gebruik, omdat hulle net eenvoudig lief is vir die Here, omdat hulle hulle hand uitsteek, omdat hulle verskil maak vir die Here, omdat hulle nie sê, Here, ek maak nie seker of ek alles ken en alles weet en alles het nie, maar omdat ek dit het wat ek het, gee. Daardie gesindheid wat die disippels gehad het toe hulle by die tempel gekom het met die man wat krepeel was en daar by die poorte gesit het, toe sê hulle hierdie woorde: goud en silwer, dit het ek nie, maar wat ek het, dit sal ek vir jou gee. En hierdie is die sleutel van die barmhartige Samaritaan. Jy weet, daar het 'n priester verbygeloop, en daar het 'n leviet verbygeloop by hierdie man wat gewond was. Nou kan ek net eers vir jou een ding sê. Die lewe tref ons baie keer baie hard, en dit slaan ons baie hard, en ons weet nie altyd wat ons moet doen omtrent die omstandighede nie. Ons verstaan nie altyd die situasie nie. Maar die Here gee vir ons krag, en hy gee vir ons sterkte, en hy gee vir ons oorwinning. En ek wil uit my hart uit vandag vir jou sê, dat hierdie oorwinning kom nie as gevolg van kennis nie. Dit kom as gevolg van 'n hart wat sê, ek gee wat ek het. Jy sien, die priester verteenwoordig die geestelike samelewing. Die leviet verteenwoordig diensbaarheid, wat God eintlik verwag het van die mense. Maar hierdie persoon het altyd eintlik die beroep beoefen. Een was 'n priester, een was 'n leviet. Maar hulle het nie prakties toegepas nie. Hulle het nie gedoen, hulle het nie uitgeleef nie. Dit was meer vir hulle in hulle status en hulle posisie en waaroor dit vir hulle gegaan het. Maar hulle het vergeet dat die persoon wat langs aan die pad is, wat stikkend is, wat seer is, soos ek en jy, wat deur moeilike tye gaan, ons dink ons het regtig waar die Here se hulp nodig, en dan kom daar partykeer priesters verby, leviete verby, en hulle wil ons al die reëls en regulasies vertel hoe dit moet werk, maar hulle help nie. Dit help nie eintlik nie. Dit maak nie 'n verskil nie. Maar hier kom 'n barmhartige Samaritaan, en ek seker jy ken die gedeelte, maar kan ek dit maar sê, Samaritane was eintlik nie aanvaar as regtig mense wat ervaring het in die verhouding met God nie. Maar die Here Jesus gebruik hierdie voorbeeld, en ek dink altyd partykeer die Here het dit so raak gevat om mense aan te vat wat so dink het van hulle self, dat net hulle die saligheid het, net hulle die antwoord het. Dat die Here wys, maar die Here gebruik mense wat 'n hart het. Die Here gebruik 'n mens wat 'n hart het. En ek wil dit vir jou sê, ek moet dit vir jou sê, ek moet dit deel vir jou. Is die Here gebruik mense wat 'n hart het vir die situasie. Ek hoop jy hoor wat ek sê. En hierdie Samaritaan stap by hierdie stikkende, gewonde man verby, en hy het 'n hart. Hy het 'n hart vir daardie persoon. En daardie hart wat hy het vir daardie persoon, ja, maak dat hy begin gee. Hy gee sy aandag, hy gee sy tyd, hy gee sy geld. Hy tel hom op, hy sit hom op sy pak dier, hy sit hom daar in die herberg, en hy sê, sorg vir hierdie man en sit dit op my rekening totdat hy regkom. En hier is iets baie belangriks vir my wat ek vandag met jou wil deel uit die woord van die Here uit. En dit is dat die Here gebruik wat jy het.
wat tot jou beskikbaar is. Die idee, ek kry dit so baie by mense sê, ek moet vir hulle bid dat hulle meer kan kry, meer geld, meer kennis, meer insig, meer wysheid, wat ook al dit is. Want as hulle dit het, dan sal hulle bruikbare instrumente vir die Here wees. Ek kry so baie mense wat sê, as ek net 'n bietjie meer geld het, dan sal ek vir die werk van die Here gee. As ek net 'n bietjie meer dit het, dan sal ek dit doen. En ek wil vir jou iets sê, tussen my en jou, daardie mense is eintlik besig om 'n rad voor hulle eie oë te draai. Want dit maak nie saak hoeveel jy het nie. Dit maak saak wat in jou hart is. Die Here gebruik wat in jou hart is. Die Here seën dit wat in jou hart is. En ek wil jou vandag aanmoedig en vir jou sê, wat het jy by jou? Gaan kyk maar die getuienisse in die Nuwe Testament. Gaan kyk maar die vrou wat die laaste penning gegee het. Die Here het nie gekyk na die getal nie, hy het gekyk na die hart. Kyk maar na die situasies waar die Here vir haar gesê het, sy het meer gegee as al die ander mense saam. Die rede daarvoor is nie omdat hulle finansiëel meer gegee het nie, is omdat hulle met 'n hart gegee het. En die Here kyk na 'n mens se hart. En hy maak 'n verskil en omdat jy met jou hart bereid is om vir die Here te gee. En ek wil vandag vir jou sê, jy berei al baie jare voor en die Here seën jou en die Here help jou. Maar dalk kan jy vandag 'n besluit neem om op 'n getroue wyse manier kan ek maar sê, te gee wat jy het. Met ander woorde, 'n gebed te gee, liefde te gee, ondersteuning te gee, net daar waar jy is. Jy weet, ek weet, ons het 'n passie om mense te bereik met 'n 3 minute kerk byvoorbeeld. En hierdie boodskap gaan uit na baie mense toe. Maar dit kos geld. Dit kos geld om hierdie goeders te doen. En as jy moet besef tussen my en jou hoe min mense regtig op die einde van die dag 'n bydrae lewer tot die saak, is dit eintlik nogal verrassend. Maar nou is daar die mense wat 'n hart het. Weet jy hoef hulle nie eers te oortuig nie. Jy hoef nie eers met hulle hart te praat daaroor nie. Hulle het dit in hulle hart om die evangelie te ondersteun. En dit is hierdie mense wat hierdie bediening moontlik maak. En ek wil vir jou sê, dankie dat jy ook so is. Dankie dat jy omgee. En dat jy 'n hart het vir mense. Dat jy 'n hart het om 'n verskil te maak. Dat jy die barmhartige Samaritaan van vandag is. Dat jy in staat is om 'n verskil te maak. En dat die Here jou gebruik net soos wat jy is. Inteendeel, ek moet vir jou sê vandag, dat jy het genoeg voorberei. Jy ken genoeg van die Bybel. Jy verstaan die dinge van die Here. Al wat die Here vra is, aktiveer jou hart. Tussen my en jou, daar is eintlik maar net 2 soort kinders van die Here. En al twee die kinders van die Here het dieselfde begeerte. En dit is om 'n verskil te maak vir die Here. Maar die een doen dit en die ander een hoop dit. En dis die verskil. Daar is die daders en daar is die hoorders van die woord en hulle doen dit nie. Iemand sê nou die dag vir my, hulle wil graag ook die werk van die Here hier ondersteun in 3 minute kerk. Maar hulle weet nie of die bedrag wat hulle nou gee enigstens van waarde sal wees nie. En hulle sal maar eerder dit dan nie gee nie. Weet jy, hulle besef nie dat as elke persoon iets gee, dan maak dit 'n verskil. Hulle besef nie dat as elke persoon net gee wat in hulle hart is, net gee wat die Here deur die Heilige Gees in hulle hart sê om te doen, sal dit werklik waar so groot verskil maak en ons sal soveel meer mense vir die Here kan bereik. Maar dit is so, dit is nou maar net so, dat daar is mense wat kennis het, soos die priester. Daar is mense wat verskil maak in hulle lewe soos die leviet. Maar daar is nie baie mense soos die barmhartige Samaritaan wat sê, ek vra nie, ek is bereid net om 'n verskil te maak. En die Here het nogal oor daai man gepraat. Hy het gesê, ek sien dit raak. Ek sien dit raak wat gebeur daar. En nou wil ek vandag vir jou sê, die Here sien raak wat jy doen. Die Here sien raak die verskil wat jy maak. Die Here sien raak die mooi dinge wat jy doen. Die Here sien dit raak en ek wil jou aanmoedig vandag en vir jou sê dat as die Here dit raak sien, is dit genoeg. En die Here maak 'n verskil en ek het iets geleer en ek wil in die einde van my gesprek met jou dit vir jou sê, dat die Bybel sê met die maat waarmee jy meet sal vir jou gemeet word. Nou, dit is nie die hoeveelheid nie, dis met die hartsgesindheid. Jou hartsgesindheid oop is en jy gee wat jy kan, jy doen wat jy kan, jy reik uit, jy help, jy ondersteun, jy doen 'n gebed, jy maak 'n verskil. Daardie verskil tel baie meer punte as net 'n goeie gedagte.
'n hoop. Ek sal dalk eendag. Ek wil dit dalk eendag doen. Jy weet, dit maak so groot verskil. Ek wil amper sê, dis soos iemand wat jy sien, wat besig is om voor 'n lorry in te stap. Jy sien daardie persoon stap na daardie lorry toe en jy dink by jouself, ek moet daai persoon help. Ek moet hom keer. Ek moet net my hand uitsteek en hom gryp. Maar iets binnekant sê vir jou, weet jy, ek weet nie of ek sterk genoeg is nie en ek weet nie of ek die vermoë het nie. Maar ek het 'n goeie intensie. Ek wil hom help. Maar jy sien hoe stap daardie persoon en hoe loop hy voor die lorry en hoe tref die lorry hom. En op die einde van die dag is daar groot skade. En jy dink by jouself, maar ek wou gehelp het. Ek wil 'n verskil gemaak het, maar ek het net nie tot aksie gekom nie. Dan kry jy die ander persoon, hulle het nie die vermoë of niks nie. Maar hulle sien dieselfde ding gebeur. Hulle sien die persoon is besig om in gedagte voor die lorry in te stap. Hulle gryp daardie persoon. Hulle ruk daardie persoon. Die persoon is skoon kwaad vir hom. Maar op die einde van die dag is daardie persoon lewendig. Dis die verskil. Dis die verskil wat ek vandag vir jou wil sê. Gaan dink daaroor. Gaan dink daaroor. Maak net 'n verskil. Begin net, want die Here wil jou gebruik. Jy is God se barmhartige Samaritaan. Ons hemelse Vader, ek dank U dat ek vir jou kan bid. Dat jy vandag naby aan die Here sal kom. Dat jy sy liefde en sy krag sal ervaar. En dat jy sal weet dat die Here is by jou. Dat die Here se krag en sy ondersteuning jou deel is. En dat jy vandag sal weet dat God jou sal dra in elke omstandigheid. Weet jy dat terwyl jy help, gaan die Here jou help. Weet jy dat terwyl jy besig is om 'n verskil te maak, dan help die Here ook vir jou. Wanneer jy gee, dan gee die Here ook vir jou. Dis die skrif, dis hoe dit werk. Mense kyk dit en hulle sien dit andersom. Maar ek sien dit, as kom ons neem ons plek in, kom ons maak 'n verskil. Ek wil vir jou sê baie, baie dankie. So ontsettend dankie vir wat jy doen vir die werk van die Here. Ek wil vir jou sê dankie vir jou getrouheid. Dankie vir jou verskil wat jy maak. Jy kyk dalk oor jou lewe en jy wonder, het dit regtig sin gemaak? Maar ek wil vir jou sê, God sien dit raak. God sien dit raak. God maak 'n verskil in jou lewe. My gebed is vandag dat die Here se guns en sy seën oor jou lewe sal wees. En ek wil vir jou sê, groot sal jou loon in die hemel wees. Nie net in die hemel nie, maar ook hier op die aarde. Dat goedheid en guns jou sal volg al die dae van jou lewe. Mag ek die seën van die Here vandag in jou lewe uitspreek. Mag die liefde van ons hemelse Vader, mag die genade van Jesus Christus en mag die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees. Amen and God bless.